Ek sien al vir 'n lang tyd uit na hierdie groot en wonderlike geleentheid om na hierdie stad toe te kom. Om hierdie dierbare mense te bedien. Omtrent in die vroeë pionierdae, toe ek meneer Lindsay gestuur het ek op my hart gehad, Yakima, en ek het in Spokane beland. So dan weer het ek laat weet om by die Yakima te kom, en op een of ander manier is daar by julle verbygegaan en elders heen gegaan. So vanaand hierdie is 'n lang wag omtrent 10 of 12 jaar, wat ek dopgehou het vir die geleentheid om na die stad te kom. Ek is ook baie bly vir die geleentheid om hierdie mooi skool hier te kry, vernoem na ons geliefde president, Dwight Eisenhower. Ek vertrou dat die Here ons uitermate oorvloedige sal gee bo alles wat ons kon doen of dink hierdie 10 dae van dienste. Ons wil hê dat God, as dit sy groot plan is, elke verlore persoon moet red wat daar in hierdie land is, net hier op die gronde om gered te word. Ek glo waarlik dat die koms van die Here Jesus op hande is. Ek glo dat terwyl ons lewe in die skaduwees van sy koms. Ek wil alles doen wat ek weet om almal gereed te maak vir daardie grootste gebeurtenis wat geprofeteer is en mense daarna gesoek het vandat hy weggegaan het. Ons sien die toestande kom beide in die politieke wêreld en ook in die militêre wêreld en in die godsdienstige wêreld, dat alle tekens nou wys dat die koms naby is. Ons sien die kerk in die minderheid geestelike gelowiges en ons sien die alles gebeur waarvan hy gepraat het. Ons weet dat bomme van enige plek in die wêreld nou vir ons wag. Hulle hoef nie na groot nasies te kyk nie. Die klein nasies het die missiele om die wêreld te vernietig op enige tyd wat hulle wil. En daardie missiele is in die hande van sondige mense en elke radarskerm sit wag vir een om in hulle skerm in te kom en wanneer dit gebeur, sal hulle sin loslaat. Wat gaan gebeur wanneer dit alles so plaasvind? Ek is so bly dat ek weet die Here Jesus is my verlosser. Ek is so bly daaroor. So bly dat ek weet dat daar nog baie tiene van duisende is wat dieselfde voel as ek. Hulle wag vir daardie groot tyd. Ons ken dit lewe soos ons dit ken as 'n mens, omdat ons nog nooit niks anders as mens was nie. Maar wanneer ons wedergebore word, is daar 'n lewe wat van bo kom, wat in ons inkom. Ek het die voorreg gehad om na baie nasies te reis, baie mense te sien, altesaam reken ek. Het ons baie keer om die wêreld te gaan. Ek was byna in elke nasie in die wêreld met sendingwerk. En ek let op, wanneer ek by 'n volk kom, is die vreemde ding dat daardie volk 'n sekere gees het. Daardie gees van daardie volk blykbaar daardie nasie oorheers. Ons gaan na Duitsland en dit is nie soos die gees wat daar in Finland is nie. Ons gaan na Finland en dit is nie soos die gees wat daar in Australië is nie. En jy gaan na Australië, dit is nie soos die gees wat daar in Japan is nie. Dan terugkom na Amerika, het dit die Amerikaanse gees. Oral waar jy gaan, vind jy 'n ander gees. Die mense lewe anders, tree anders op. Maar een groot ding het ek opgelet. As jy 'n Duitser neem en hom na die Verenigde State stuur, sal hy binnekort die gees van die Verenigde State kry. Neem 'n Amerikaner, stuur hom na Duitsland toe, kry jy die gees van Duitsland. Maar waar en watter volk jy ook al gaan, wanneer jy wedergebore Christene vind, is hulle almal dieselfde, maak nie saak waar dit is nie. En ek het mense gesien wat in die diens inkom, soos in ons groot skare wat ons ooit gehad het, was 500,000 by Bomba. En dan reken ek my grootste altaar oproep wat ons ooit getel het, was by Durban, Suid-Afrika, 30,000 een middag van heidene, hulle harte vir die Here Jesus gegee het. Toe hulle iets sien gebeur het by die platform, het 10,000 Mohammedane dit gevolg. Nou, maar ek het opgelet, neem die Bushman en die stamman wat inkom, wat nie eens weet wat regter en linkerhand is nie. Hulle dra geen klere nie.
Hulle ken nie een woord Engels nie, hulle ken niks behalwe net hulle stamtaal nie. Maar wanneer hulle die Heilige Gees ontvang, tree hulle op en doen net dieselfde dinge wat jy doen wanneer jy die Heilige Gees kry. Just act the same way, go just exactly the same. It shows that God is universal. Tree net op dieselfde manier op, doen net presies dieselfde. Dit wys dat God universeel is. God is alomteenwoordig, alwetend, oneindig en hy werk dieselfde met al sy mense. Every human being, regardless of color or what he is. En elke mens, ongeag van kleur of wat hy is, hoe klein, hoe groot, wat sy kleur is, hulle is almal uit een bloed. God het alle nasies uit een bloed gemaak. Germans, Swiss, Duits, Switsers, Afrikaan, almal kan vir mekaar 'n bloedoortappel gee. Die kleur van ons vel en ons grootte het niks daarmee te doen nie. but every human being. Maar elke menslike wese het 'n kompartementjie in sy hart dat daar nie eens 'n bloedsel daarin is nie. Baie jare gelede het die kritici altyd gesê God het so 'n vreeslike fout gemaak toe hy gesê het soos 'n mens in sy hart dink, want daar's geen verstandelike vermoëns in die hart vir hom om mee te dink nie. But 2 years ago, I believe it was, when I was in Chicago. Maar 2 jaar gelede glo ek was dit, toe ek in Chicago was in 'n diens, het daar groot opskrifte in die Koran gekom wat ontdek het wetenskap het dat 'n mens wel 'n verstandelike vermoë in sy hart het. That there's a little compartment in the heart, the human heart. Daar 'n kompartementjie in die hart is die menslike hart, wat nie in die dierehart is nie. Hulle het dit gevind met navorsing oor die hart en daarin sê hulle dis die plek waar die siel bly. So then, after So toe all, na alles was God reg toe hy gesê het soos 'n mens in sy hart dink. now we reason with our mind, but the heart Nou, doesn't ons redeneer met ons verstand, maar die hart redeneer nie. Die hart glo net. Ons kyk met ons oë, maar ons sien met ons hart. Do you look, you say something complicated. You say, Jy I sê don't iets think. ingewikkeld, jy sê ek sien dit net nie. Jy bedoel, jy begryp dit nie sien. Jou begrip kom uit jou hart. Jy het jou begrip. Now, many times, I know all Christians know this, that Nou, baie keer, ek weet, alle Christene weet dit, dat mense sal dink, wel, dit kan net nie gebeur nie, maar tog in my hart is daar iets wat vir my sê, dat dit gaan gebeur. did you ever have that experience, you Christians? Sure you have. Het julle al ooit daardie ondervinding gehad, julle Christene? Sekerlik julle het. Dis daardie binneste man wat dink. Dit verwerp redenasies, dit het niks te doen met die redenasie nie, want met God, woorde behoort nie beredeneer te word nie. Ons kan God nie beredeneer nie. God word nooit geken deur die wetenskap nie. God word nooit geken deur verstandelike vermoëns nie. God word slegs geken deur geloof. Kennis sal nooit 'n mens by God bring nie. Kennis neem hom weg van God af. Maar dit begin in die tyd van Eden. Daar was 2 bome. Een was die boom van die lewe, die ander 'n boom van kennis. Die mens het sy eerste hap van die boom van kennis geneem. Hy het homself afgesonder van die boom van die lewe. En elke keer wat hy die boom van kennis afbyt, gaan hy die hele tyd verder weg van die boom van die lewe af, omdat hy begin dink hy weet hoe om dit te beredeneer. Jy kan nie God beredeneer nie. Jy moet terugkom na die eenvoudige boom van die lewe en daar onderbly die vrugte van die lewe eet. Waarvoor ons hier is, om die bediening te bring wat die Here my gegee het aan julle mense hier by Yakima. Baie van julle dienste bygewoon by ander plekke behalwe in hierdie stad miskien. Sal baie hier wees hierdie week wat nog nooit in die dienste was nie. Now, many times people say, Brother Branham, you featured divine healing. No, that Baie is keer wrong. sê mense, broer Branham, jy het goddelike genesing. Nee, dit is verkeerd. Ek vertoon Jesus Christus sien. Goddelike genesing is 'n bysaak. Jy kan nooit 'n bysaak 'n hoofsaak maak nie. And Christ is our main subject. En Christus is ons hoofonderwerp. Dan glo ons dat Christus, Jesus Christus, die Seun van God is, That he died for dat hy our gesterf het sins, vir ons sondes en weer opgestaan het die 3de dag volgens die skrif. Nou sit aan die regterhand van die majesteit van God as 'n hoëpriester om voorspraak te maak op ons belydenis. We're waiting, expecting Ons wag, verwag dat hy eendag die heerlikheid sal verlaat om na die aarde terug te keer.
om dooies op te wek, hulle wat lewe te verander in 'n verheerlikte liggaam, om weggeraap te word in die lig, om saam met hom te lewe vir die bestek van 3,5 jaar, gedurende die tyd van die verdrukkingsperiode, en om terug te keer na die gereinigde aarde, om 1000 jaar hier op aarde te lewe, saam met sy kerk, en vir altyd by hom wees wanneer hy op die troon van Dawid sit. Nou, ons soek na daardie groot tyd. Dan ons tema in ons dienste is Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Dieselfde. Ons glo is dieselfde in elke beginsel. Nou Hebreërs 13:8 is ons tema. Moet dit nou nie vergeet tydens die diens nie. As enigiets onbehoorlik opkom, hou reg met daardie skrif en neem dit terug na die skrif. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Ons kan nie die skrifte ontken nie, want Jesus het gesê die hele skrif, weet ons, word deur inspirasie gegee en hemel en aarde sal verbygaan. Nie een skrif sal ooit verbygaan nie, want dis God se woord. Ons glo dat God dinge kan doen wat hy nie in sy woord geskryf het nie, maar ons hou daarvan om net te bly by wat hy geskryf het. Dan weet ons is seker as hy net bly by wat hy in die woord geskryf het. Gedurende hierdie 10 dae, as God ons toelaat om voort te gaan, mag julle 'n paar dinge sien wat vir julle onredelik sal lyk, maar as daar dalk 'n vraagie is, in my gesprek sal ek altyd reg bly in die woorde van God se beloftes. Dit is genoeg vir ons as ons reg by sy beloftes bly. As God al sy beloftes sal bevestig, is dit so goed as wat ons nodig het. Dink julle nie so nie? Dis so goed as wat ons nodig het as God by sy beloftes sal bly. Want ek glo dat ons lewe in 'n dag dat wanneer daar geheimsinnige dinge aan die gang is en sal bly voortgaan en ingewikkeld raak, want ons weet dat daar Jannes en Jambres sal opstaan in die laaste dae om Moses en Aaron te weerstaan, soos die Bybel gesê het, en sommige nabootsings wat sal maak asof dit iets is wat dit nie is nie. Maar God se woord is altyd die waarheid. Ek hou altyd daarin vas en dat God se woord altyd ewiglik waar is. Geen mens se woord of geen mens is enigstens beter as sy woord nie. As ek nie my woord hou nie, dan is ek nie veel nie. En as God nie sy woord hou nie, is hy nie God nie. Maar as God wel sy woord hou, dan bly hy altyd God. Om God te wees, moet hy sy woord hou. Julle sien, hy moet sy woord hou. En nou oor hierdie waarskynlik vanaand wil ek graag 'n rukkie met julle praat en soort van vertroud raak met die auditorium, met die mense en soort van gereed maak vir die dienste wat kom. Nou, ek het 'n paar oomblikke gelede gepraat dat ons nie probeer het om van goddelike genesing die hoofsaak te maak nie, tog leer ons dat dit een van die Bybel waarhede is. Dat Jesus Christus ter wille van ons oortredinge deurboor is. Deur sy wonde daar vir ons genesing gekom het. Nou, alle verlossingsseëninge vir ons die menslike ras is betaal vir ons by Golgotha toe Jesus vir ons gesterf het. Ons glo dat die werk en die volledige plan van God, elke verlossingsseëning voltooi is op Golgotha. Dat al God se beloftes moontlik gemaak is vir elke mens wat dit sou aanvaar, toe Jesus gesterf het om die mens te reinig voor God by Golgotha. Ek glo dat elke mens in die wêreld gered is toe Jesus op Golgotha gesterf het. Elke siek persoon in die wêreld genees is toe Jesus op Golgotha gesterf het. Maar nou is dit 'n voltooide werk. Nou die ding om te doen is, kan ons die mense kry om dit te sien en dit te aanvaar. Daarom goddelike genesing lê nie op een of ander toorkuns iets wat iemand in hulle hande het.
holy oil or water that they sprinkle on the people. Of 'n bietjie heilige olie of water wat hulle op die mense sprinkel. Ek glo nie in daardie dinge nie. Ek glo dat die bloed van Jesus Christus voldoende is vir alles wat ons nodig het. Sien, ek glo dis iets waarvoor alreeds betaal het. Now, the initial and original way Op die aanvanklike en oorspronklike manier om enige verlossingsseëning te ontvang is deur die woord van God te hoor, want geloof kom deur die gehoor en die gehoor van die woord van God, soos die prediker spreek. If that were you and I, that would be As dit sufficient. ek en jy was, sou dit voldoende wees. As die mense ons nie wil glo nie, wel, sou ons hulle net laat voortgaan. Maar God is so goed en so vol genade dat hy na alles wat hy in sy woord gestuur het, Then he set gifts. toe het hy gawes in die kerk ingestuur. Ons almal dit sal glo. 1 Korintiërs 12, daar is 9 geestelike gawes in die kerk wat in elke plaaslike liggaam is of in elke plaaslike liggaam behoort te wees. Die gawes van genesing, Healing, the gifts of die gawes van wysheid, die gawes van kennis, die gawe van al hierdie ander gawes is in die kerk. 9 verskillende geestelike gawes in elke plaaslike liggaam. Then God has gifts that he has foreknown for each age and has placed Dan them het God gawes in wat the hy church. vooraf geken het vir elke tydperk en het hulle in die kerk geplaas. Nou ons vind uit daar's 5 van daardie gawes. Die eerste van hulle is sendelinge of apostels. The word apostle means one sent. Die woord apostel beteken een wat gestuur is. Die woord sendeling beteken een wat gestuur is. 'n Sendeling word gestuur en apostel word gestuur. God stuur sy sendeling. God stuur sy apostel. First is apostles, prophets, teachers. Eerste as apostels, profete, leraars, evangeliste, pastore en daardie 5 Godgegewe gawes in die kerk. So each of you people who has a So godly elkeen van julle mense wat 'n has a goddelike gift pastoor from het, het 'n God gawe van God in julle kerk, 'n herder. Pastoor beteken 'n herder om oor die kudde te waak, om hulle die woord van God te leer. Then these Dan behoort hierdie ander 9 verskillende geestelike gawes in die kerk te werk om die kerk skoon te hou, soos die Ananias en Safirus en so voort. Die gees van God het opgestaan en iemand uitgeroep Tell them they're living wrong and rebuke that sin openly. en vir hulle vertel dat hulle verkeerd lewe en daardie sonde openlik bestraf, en dis waarvoor die Heilige Gees in die kerk is, om die kerk skoon en gereed te hou vir die koms van die Here. Ons glo dit. Now, then there So dan is daar hierdie ander gawes wat in die kerk inkom. Nou na die pastoor, dan is daar evangelis wat inkom en dan is daar leraars wat inkom, dan is daar profete wat inkom, dan is daar apostels wat inkom. all these together, working together with Al hierdie saam werk saam met die gawes hou die kerk volmaak en skoon en gereed vir die koms van die Here. And if this certain church age As hierdie sekere kerktydperk aan die slaap raak, in afwagting op die Here die tweede kerktydperk aan die slaap raak, selfs tot die 7de waak, maak nie saak hoeveel tydperke aan die slaap raak nie, hulle sal almal opstaan by die koms van die Here. shall be caught up together with Sal those that weggeraap rise word and saam met die wat remain lewe en before oorbly om die Here in die lig te ontmoet, en ons soek na daardie glorieryke dag, en ek glo dat as God ons sal help voor die week verby is, I believe that we glo will ek see dat clear ons duideliker ever sal sien before. as ooit tevore. Ek hoop my oë is oop vir 'n klomp dinge ook, want ek is hier om te leer soos almal van ons is. I'm here to draw from you Ek people. is hier om uit julle mense iets te trek wat om my te help. Baie mense dink dat die evangelis nie enige hulp nodig het nie. Julle is verkeerd. Hy het meer hulp nodig as wat die hele gemeente het. Because he's standing between the enemy Hy staan and tussen die the vyand congregation. en die gemeente. Now being a stranger to you, Nou as 'n vreemdeling vir julle, het ek gedink ek sou hierdie dinge neem en verduidelik, sodat julle sou weet dat ons kan begin in 'n groot diens hier in hierdie area hou. and I believe and trust to God. En ek glo en vertrou op God dat na hierdie diens verby is, dat elke kerk deur die area gevul sal wees met vars lidmate en bekeer en ingebring sal word. Ek vertrou dat daardeur daar 'n oudtydse herlewing deur hierdie vallei hier sal trek, wat mense van reg oor die land hier sal laat instroom op soek na die. So I find when I come back to the United Ek States, vind toe ek teruggekom het na die Verenigde State, 'n hongervolk, na al die groot dienste en dinge wat ons oor die nasie gehad het. Ons het groot manne gehad wat ons volk deurkruis het. Billy Graham, Oral Robertson, baie van daardie groot geloofsstryders. great man, personal friend, Groot manne, persoonlike vriende van my, en ek weet hulle is goeie manne, gevul met God se gees en wonderlike leraars. I'm myself,
En self is ek meer van 'n ongeletterde tipe persoon. Ek is nie geleerd nie, ek is jammer daaroor. Ek het nie 'n opleiding gekry wat ek behoort te gekry het nie. Ek het groot geword in 'n arm familie van 10 kinders en ek was die oudste. Ek moes werk om 'n lewe vir die familie te maak, maar op een of ander manier het God in sy groot wyse voorsienigheid goed geag, ver terug voor ek enigiets daarvan geweet het, my 'n plekkie by julle mense te gee, en daarvoor wil ek bedien met my hele hart om julle broer te wees. Ek sou nie hiernatoe kom op geen manier in die wêreld om enige skering te veroorsaak of enige wrywing in die kerk nie. Maar ek hiernatoe gekom om te probeer om die wrywing weg te neem en die liggaam van Christus bymekaar te bring. Laat ons weet dat ons almal broers is, dat ons almal saam is. En toe ek van my eie Baptiste kerk afgekom het om te bedien onder die Pinkster mense wat die boodskap glo wat die engel van die Here vir my gebring het, en ek het uitgevind dat hulle so erg soos die Baptiste was. Hulle het baie verskillende organisasies van hulle gehad, en ek het groot en goeie broers in elkeen van hulle gevind. So ek kon nie sê vanaand dat ek aan die gemeentes behoort op die kerk van God nie. En tog behoort ek wel aan hulle, want ek het nie net by hulle geleedere aangesluit nie, maar ek is gebore in die geleedere as 'n broer toe ek die Heilige Gees ontvang het, en ek het reg in die middel probeer staan en van albei kante sê, moenie strei nie broers, ons is broers, laat ons die Here lief hê en laat ons voortmarseer en saam verenig. Ek is 'n Kentuckier van geboorte, en almal van julle weet wat die embleem van Kentucky is, of slagspreuk, is 'n handdruk soos die. Saam staan ons, en verdeel sal ons val. So ons wil nie die kerke verdeel hê nie, ons wil saam staan, al mag ons van mekaar verskil soos daardie, dis net klein dingetjies wat tegnies is. Kom ons glo die hoofbeginsel, Jesus het gesterf om ons almal te red. Hy het ons almal die nuwe geboorte gegee en ons wag vir sy koms en geniet die eienskappe van sy dood totdat hy kom, dis al. Ons geniet goddelike genesing, die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En as Jesus Christus dieselfde is, God vergewe my om daardie stelling te maak van, as hy is ontheiligend om dit te sê, maar hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid, omdat die woord sê, hy is dieselfde. As hy dan dieselfde is, hoe sou hy dan optree as hy vandag hier op aarde was? Hy sou optree net soos hy gister het. As hy dieselfde is, glo julle dit almal van julle? So, as hy dan dieselfde sou optree, dan sou hy dieselfde werke doen wat hy gister gedoen het. Glo julle dit? Nou die skrif sê, Jesus het self gesê in Johannes 14:7, hy wat my hoort, hoor nie, die werke wat ek doen, dat hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En die Engelse vertaling daar sê, groter as dit sal hy doen, want ek gaan na my Vader. Maar as jy die oorspronklike vertaling sal neem, wat sê, meer sal hy doen. Nou niemand kon groter doen as wat hy het nie, want hy het die dooies opgewek, die natuur gestop en het alles gedoen. Maar wat dit was, dat hy het gesê, 'n klein tydjie in die wêreld sal my nie meer sien nie. Nou daardie woord is kosmos, wat die wêreldorde beteken. Dit sal my nie meer sien nie, tog sal julle, die kerk, sal my sien, want ek is 'n persoonlike voornaamwoord. Ons weet dit. Ek sal met julle wees, het hy selfs gesê, in julle tot aan die einde van die wêreld. Nou wat was dit toe? God kon homself manifesteer deur een man, 'n man, sy seun genaamd Jesus. Nou God neem die gees van daardie Jesus en sit terug in sy kinders wat aangeneem is deur Jesus Christus. En manifesteer dieselfde gees en dieselfde krag om die wêreld. Dis God in ons, Immanuel in ons. Ons is gereinig deur die bloed van Jesus. Ek glo wel in rein, absoluut Heilige Gees, godsdiens en heiligheid. Ek glo dat 'n man wat gereinig is van 'n lewe van sonde ophou met al sy gedrink, leuen, steel en alles. Ek glo hy lewe vir God, want die Gees in hom
is God se Gees. And that Spirit leads him and guides him in Daardie Gees lei hom in geregtigheid en heiligheid, dat God in hom kon lewe en sy wil in hom sal doen. Nou, daar sou net een verskil wees dan, wat vir Jesus sou keer om dieselfde te wees wat op Galilea gewandel het, om hier by ons te wees vanaand en elkeen van ons. Nou, die Jesus waarvan ek praat is die derde persoon. Wat is die Heilige Gees wat in ons is, God in ons? Toe die Seun van God het eenmaal in 'n vuurkolom gewoon die kinders van Israel gelei, toe het hy afgekom en gewoon in 'n mens se eie seun, 'n geskape liggaam. Toe was hy het 'n bietjie nader aan ons gekom. Moes hy daardie liggaam offer om daardie maagdelike gebore bloedsel te breek om die kerk te reinig, dat in elkeen se hart mag woon wat daardie bloed vir die reiniging sal aanvaar. Sê Paulus, sodat hy in hulle hart kon inkom deur die Heilige Gees. Dan is dit God wat in ons werk. Maar die fisiese liggaam van Jesus kan nie hier wees vanaand nie. Dit mag kom. Dit sou 'n groot eer wees, sou dit nie, as die fisiese liggaam van die Here Jesus, wat sit aan die regterhand van God vanaand, en as dit uit die hemel sou neerdal en na die aarde toe kom, sou ons nie nog genesingsdienste of preekdienste nodig hê nie. Dit sou alles verby wees daar. Wanneer dit sal kom, ek weet nie. Ek glo nie enigiemand weet nie, want Jesus het gesê hulle weet nie. Maar hy het gesê toe hy sulke tekens gesien het soos ons vandag sien, weet hy die tyd voor die deur was. Nou hy het die dinge beloof wat hy sou doen, waarop ek later in die boodskappe sal ingaan. Die gedagte vanaand om gereed te maak, net soort van die gehoor te voel. Dit 10 aande en baie keer mense, as jy in iets instorm sonder om te weet wat jy doen, dan voor jy kom kry, vind jy jouself heeltemal verwar. As jy in die ry kom, net presies weet wat om te verwag, dan weet jy hoe om jou genesing te ontvang. Hoe dat mense baie keer met die hantering van kanker gewas op een of ander groeisel, kwaadaardig of nie kwaadaardig, baie keer nie hulle genesing kry nadat hulle dit alreeds een keer ontvang het nie. Nou, vergroeisel is 'n vermenigvuldiging van selle. Dis dieselfde ding wat hier is, 'n vermenigvuldiging van selle. Julle weet waar hulle lewe vandaan gekom het, want dit was deur die heilige huwelik. En ons besef dat die vrou nie die hemoglobien het nie, dit kom van die man af en die man produseer die bloedsel. Baie van julle mense is boere en julle het hoenders, julle het kyk na die werk en sien voëls en die voëls, 'n moedervoël kan haar nes bou en dit vol eiers lê. En sy kan op daardie eiers broei en hulle net so goed behandel as wat sy hulle kan behandel en haarself uithonger, totdat sy so swak is, sy kan skaars van die nes af opkom, daardie eiers omdraai getrou elke paar minute, sodat hulle sal uitbroei, hulle warm hou. Haarself weerhou van al die kos en die dinge wat sy behoort te hê om haar eie liggaam te bou, sy's getrou aan daardie eiers, maar as daardie moedervoël nie by die mannetjie was nie, sal daardie eiers nooit uitbroei nie. Hulle sal reg in die nes vrot. 'n Hen, jou hoenders kan 'n eier lê, die hen sy kan op hulle sit op dieselfde manier, dit sal nooit uitbroei, tensy sy by die mannetjie voël was nie. Nou, dis wat ek dink van die kerk vandag, sien. Maak nie saak hoeveel lidmaat ons het, hoe goed ons hulle moet pamperlang en hulle vertroetel nie. As hulle nie by die maat Jesus Christus was en wedergebore is nie, kan hulle nooit goddelike genesing glo of niks anders nie. Jy het net 'n nes vol vrot eiers. Dis die beste om die nes skoon te maak en weer van voor af te begin. Dis as daar ooit 'n tyd was wat hulle 'n nes skoonmaak nodig gehad het, is dit in Amerika net nou. Dis waar, ons het deur foute baie mense ingebring en hulle op die kerkboek geplaas en so voort, wat goed is. Ek sou liewer in die kerk wees as om daar buite op die straat te wees. Maar tog, wat ons nodig het, is 'n herlewing. Nou, herlewing is nie soseer om nuwe lidmate in te bring nie, maar om dit te laat herleef wat jy alreeds binne-in het, sien. Net soos julle see hier oorkant. Ek het nou die dag daar langs die oewer gesit. Hulle het my gister geneem om vis te vang, nadat ek eendag afgehaat het en ek het daardie groot magtige see, daardie golwe op en af sien opbel. Ek het gedink, waaroor is hy so ontstel? Waarom laat hy die golwe so opbel? Ek het gedink, daar's nie een druppel water meer daarin as toe dit heeltemal kalm was nie. Dis reg, het dieselfde hoeveelheid water, glad nie meer water nie. Maar waarvoor het jy daardie opwelling? Ek het gedink, dit hou herlewing, wat doen dit? Skud al die gemors uit die water uit op die oewer.
So dis wat die kerk vandag nodig het, is 'n herlewing om al die ongeloof uit ons uitgeskit te kry, dat ons skoon kan wees. Dink julle nie so nie, want alle wat ek bedoel met sonde is ongeloof. Ons besef dat dit die enigste sonde is wat daar is ongeloof. Ons glo dat hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel. Soos ek een keer gesê het, 'n tyd gelede gepreek het in 'n Methodiste kerk, ek gesê sigarette rook, whisky drink, oorspel pleeg, lieg, steel, dit is nie sonde nie. Kosbare, dierbare ou suster wat daar gesit het, een van haar klein ronde kragies aan heiligheid geleer is haar hele lewe lank. Sy het gesê, sê my dan, wat is sonde? Ek het net tot by haar gekom en ek het gesê, sonde is ongeloof. Jy doen daardie dinge omdat jy nie glo nie. Hy wat in die Here glo, sal nie daardie dinge doen nie. Hy het oorgegaan uit die dood in die lewe. Jesus het gesê in Johannes 5:24, hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het die ewige lewe. Daar is net een vorm van ewige lewe en dis die Heilige Gees. Sien, hy het ewige lewe en sal nooit in die oordeel kom nie, maar het verlede tyd oorgegaan uit die dood in die lewe. Ook hou daarvan nie waar nie, hy wat glo. Nou die diens bring altyd 3 klasse mense voor. Ongelowige, skyngelowige en 'n gelowige. Ons het dit gehad en ons het dit altyd gehad en ons sal dit altyd hê. So wil ons die ongelowige kry om 'n gelowige te wees en 'n skyngelowige om 'n ware gelowige te wees. Waarom sou ons 'n plaasvervanger aanvaar wanneer die hemel vol is van die egte? Waarom wil ons iets hê wat so fiktief is en iets 'n klomp emosie of wat dit ook al is? Nou, ek glo dat die Heilige Gees baie emosie het. Enigiets, ek kan aan julle bewys, enigiets wat nie is nie, wat nie lewe daarin het nie, is dood. As die kerk nie 'n bietjie lewe het nie, is daar iets verkeerd met die kerk. Dit het 'n opstanding nodig. So ek glo, ons moet emosie hê. Ons kry. Ek sien ons is op 'n basketbalvloer. Nou baie van julle mense, die kinders hier gaan skool toe. Ek dank God beslis met hierdie pragtige skool. Dis die mooiste skool waarin ek ooit was, glo ek. En die auditoriums, ek was al in baie. Maar ek hier, wat as jy 'n basketbalwedstryd hier gehad het en jou span het gewen, o goeiste, jy daar op die balkon gesit het. Jy sou sê, dis die dooierigste wedstryd wat ek al ooit bygewoon het. Wel sekerlik. Ja, as ons meester in die strydband sê ek, julle dit kan beslis 'n bietjie juig nou en dan, julle weet, om laat weet dat ons die oorwinning waardeer wat hy ons gegee het, dis reg. Ons wil nie hê dit moet 'n dooie diens wees nie, 'n dooie kerk nie. Ons wil dit lewendig hê met die Gees van God wat beweeg op 'n regte, verstandige, gesonde evangelie manier. Net groot tekens en wonders berig en die tekens van die Messias in ons midde wys. Soos Israel gereis het van Egipte na die beloofde land, toe hulle op hulle reis was, min het Bileam geweet dat daar die stem van 'n koning in die laar was. Ek vergeet om daardie geslaande rots en daardie koperslang te sien en die triomfkreet van die koning. Dis wat ons wil hê vanaand. Ons het 'n geslaande rots in die kamp. Glo julle dit? Dis die rots Christus Jesus. Hy is geslaan soos die rots in die wildernis was deur die oordeelstaf van God. En hy het ons oordeele gedra. Dat soos daardie sterwende mense weer verjong en nuwe lewe gegee is uit daardie water wat uit die rots gekom het, so ook die kerk, elke keer wat dit met die rots praat, kry dit nuwe water wat vloei, nuwe lewe en herleef weer. Het 'n koperslang gehad wat versoening gedoen het vir al hulle sondes wat hulle gedoen het, en 'n waterskeiding gemaak by die kandelaar om die ongelowige van sy ongeloof te verwyder. Hulle het dit alles gehad en toe, te midde van dit alles, was daar 'n triomfkreet van die koning in die kamp die hele tyd. So ons is in ons reis vanaand en laat ons die Here dien met ons hele hart. Ons sal elke aand probeer om julle te laat uitgaan. Ek dink ons het vanaand begin omtrent 8:30 en miskien sal ons môre aand 'n bietjie vroeër begin. En dan wil ek môre aand weer ingaan op 'n onderwerp saam met julle oor goddelike genesing, sodat julle deeglik sal verstaan. Een dingetjie wil ek net hier indruk waar as ek dit môre aand vergeet, laat ons byvoorbeeld neem 'n verkroeisel, 'n gewaskanker, wat dit ook al is. Hoe het dit begin? Dis my hand hier, daar is niks op my hand nou nie. Eendag mag daar 'n vergroeisel wees, kanker, wat dit ook al mag wees, gewas. Wat is daardie vergroeisel? Dis iewers waar nog 'n kiemetjie daarin kom en selle begin ontwikkel.
Just like you started. En dis 'n vermenigvuldiging van selle. Net soos jy begin het in die skoot van moeder, begin groei tot 'n menslike wese, hond word 'n hond, hoender word 'n hoender en so voort. But a tumor, cancer, Maar 'n gewaskanker of enige van daardie vergroeisels, hulle het nie enige sekere vorm nie, want hulle is nie na enige beeld van 'n menslike wese gemaak nie. some of them got legs and some of them round like pancakes. Party van hulle het bene, party van hulle is rond soos pannekoek en party weer lankwerpig. Wat is dit? Dis demone. Jesus het hulle duiwels genoem. Was hy reg? Sekerlik hy was reg. Want die woord duiwel beteken 'n pyniger. Kankergewas en siektes wat jou pynig. Nou die laaste opdrag wat Jesus aan sy kerk gegee het, was gaan in die hele wêreld in verkondig die evangelie en elke skepsel. Hy wat glo en gedoop word, sal gered word. Hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my name they shall cast out devils. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Glo julle dit? Duiwels uitdryf. Then what happens if the life left Wat that gebeur seed? dan as die lewe daardie gewas verlaat het? Ons sal dit 'n gewas op kanker noem, dis die grootste moordenaar. Nou as die lewe daardie kanker verlaat, onmiddellik wat gebeur wanneer die lewe jou verlaat? For the first day or so, your Vir body die eerste dag op wat krimp jou liggaam? Hoeveel jagters is hier binne takbokke en diere jag? Goed. Nou jy maak vandag 'n takbok dood en jy sê of 'n slagter of wat jy ook al wil wees, selfs 'n ondernemer sien. Jy sê hele liggaam lê dit op die skaal, dit weeg 250 pond. Wees versigtig wat jy vir die kerel sê. Nou, wanneer jy dit weeg in die oggend, sal dit ponde ligter wees. You know that, don't you? Julle weet dit nie waar nie, dit sal 'n groot persentasie oornag krimp. Die menslike liggaam doen dieselfde. Enige liggaam van selle doen dieselfde, want dit droog uit. Now, then let it lay there. Laat dit dan lê vir net omtrent 3 of 4 dae in die son, tel dit dan op. Laat 'n hondjie ongebrei word in die straat, laat hom daar lê vir 3 of 4 dae na die warm son. Kyk wat gebeur, hy sal amper 2 keer sy grootte wees. Dan is hy swaarder as wat hy ooit was. Now, like Soos 'n man wanneer hierdie gees sien, ons werk nie met daardie verkroeisel nie. Dis waarmee die dokter werk. Die dokter werk met wat hy kan voel of wat hy kan sien. two of his five Twee van sy 5 sintuie waarmee hy kan werk, dis sy gevoel of sy sig. Nou, hy voel die vergroeisel, hy opereer, hy kyk daarna, haal dit uit. Nou as daar 'n klein stukkie wortel oor is, hou dit net aan groei, sien? Now we don't deal with that growth at all in divine healing. Nou, ons werk glad nie met daardie vergroeisel in goddelike genesing nie. Ons werk met die lewe wat in daardie vergroeisel is, die duiwel self. Daardie lewe, dan wanneer daardie lewe uitkom, onmiddellik op 'n paar uur, begin die pasiënt verligting kry. Goed voel, begin getuig. Gewoonlik na omtrent 3 of 4 dae is ek weg uit die stad, sien? Well then, the Bible says. Wel, dan sê die Bybel dat wanneer die onrein gees uit 'n man uitgegaan het, wandel hy in droë plekke. Hy bring 7 erger duiwels terug as wat hy was, en as die goeie man van die huis nie daar is om te beskerm nie, sal daardie demoon weer reguit inkom in die laaste toestand van daardie man, so 8 keer wees wat dit aan die begin was. sien, hy sou nog 7 verskillende goed kry. Nou ons moet dit glo, want God het dit gesê en dis sy woord. We just have Ons moet net werk aan ons boodskap daarvan sien dat dit waar is, want dis God se woord. As die mense reguit in hardloop, miskien 3 aande se byeenkoms hou, mense reguit in hardloop voor gebid word. O, ek is genees. Ek voel soveel beter, van 'n bed af opgestaan, huis toe geloop omtrent 3 of 4, omtrent 72 uur, begin verderwing. and mortification begins to. En die sterflikheid begin swel, sê dan, o, ek het my genesing verloor. O, ek het my genesing verloor. Dis die beste teken in die wêreld, jy jou genesing het. sien, dis die teken dat jy dit het nie dit verloor nie. En eenvoudige goedjies soos daardie wat die kerk geleer moet word, sien, om te weet hoe om aan te gryp. Moenie enige ongeloof toelaat sodra jy sê, o, ek het dit verloor, so vinnig keer Satan weer te terug. Dis reg, dan is jy erger as wat jy ooit was, sien. En dis waarom my dienste nog nooit genoeg tyd gehad het waar ek dit kon verduidelik en onder die mense ingaan en hulle daarvan vertel nie. En een van hierdie dae, as die Here wil, gaan ek 'n groot tent kry en iewers heen gaan, waar ek 3 of 4 weke op 'n slag kon bly of 5 net aanhou, daardie patiënt weer laat terugkom en aan hulle wys dat die ding weg is, want God is geen aannemer van persoon nie. Hy wat een man sal genees van 'n kanker, sal die ander man genees van 'n kanker, as hy in dieselfde gesindheid kom op dieselfde basis. Want sal jy jou kinders neem, gaan sit by die tafel en elkeen van hulle honger en sê, nou jy kan 'n glas melk kry om te keer dat jy sterf, maar jy John, jy kan dit nie kry nie, Joe kan dit kry. Jy sou dit nie doen nie. Julle dink net soveel van John as wat julle van Joe dink as julle regte ouers is. Wel, as julle weet hoe om goeie gawes vir julle kinders te gee, hoeveel
soveel te meer weet julle hemelse Vader hoe om goeie gawes vir sy kinders te gee. So sien, elkeen van ons kan genees word. En ek het gesien hoe soveel gedoen is. Ek sê julle vriende dat ek net weet God kan alles doen. Ek het my laats in sy laaste stadium gesien genees word. Ek het mense gesien wat was. Ek het dokters se verklaring van mense wat dood gelê. Versoek deur die dokters dood weer begin lewe het deur geloof dit net te glo sien. En moeder Chris staan oor haar baba en daardie baba weer sien lewe na sy gesterf het. Daardie oggend om 9 uur en dit was amper 10:30 daardie aand net onlangs onder in Mexico. Ek het gesê moet dit nie noem nie, laat die dokter dit teken sien, so wanneer ons 'n stelling maak, moet dit gerigsteen word sien dat dit waar is. Laat dit nie gepubliseer word nie, want buite, julle weet wat ek bedoel, groot dinge, want julle weet ons Amerikaanse mense soek na groot dinge, belangrike dinge, baie geraas daaraan, sien baie Hollywood. Help ons om weg te kom daarvan, terug te kom na die evangelie, dis reg. Ek so siek en sat vir Hollywood evangelisasie en sien miljoene sterk oorkant sonder om Christus hoegenaamd te ken sien. Dit is beslis siek. Hoe teenstrydig is dit met God? Elia, die rukwind het hom nie aangetrek nie. Die geraas van die donderslae het hom nie aangetrek nie. Die aardbewing het hom nie aangetrek nie. Maar toe hy 'n stil stemmetjie gehoor het, toe het die profeet sy gesig versleier en uitgestap. Dis wat sy getrek het. En broer, suster, kom ons luister hierdie week vir haar stil klein stemmetjie sien. Voor ons sy woord nader om dit te lees, laat ons hoof net 'n oomblik buig om te bid. Vader God, ons nader U woord in die naam van die Here Jesus, omdat U beloof het as ons enigiets in sy naam sou vra, ons dit sou ontvang. En ons is seker dat U woord waar is, want ons het gekom na hierdie genadige klein stadjie wat ons hier na toe genooi het en al hierdie goeie diensknegte van U hier buite vergader en hierdie kosbare predikers, broer hier agter my om te bid, wat oor hulle kudde waak hier buite, getroue herders. Hoe dank ek U daarvoor, Vader? En baie siek skape wag vir die uur dat U hulle sal verlos. Hulle kan nie enigsins verder gaan, die Here. Die dokter het baie van hulle neergelê. Miskien dat hulle harte sleg is om meer te werk. En die kanker gaan hulle doodmaak. Die dokter het alles gedoen wat hy weet om te doen. Ons is dankbaar vir hom en die kennis wat U hom gegee het. Maar nou, Vader, daar's nog 'n stap wat ons kan maak en dis hoekom ons hier is. Party van hulle is hier met sonde siek siele. Hulle ken nie die vreugde om U te dien, Here. U te ken as 'n persoonlike vriend wat saam met jou in die straat loop, saam met jou in die motor ry, praat met jou in die geheime binnekamer, saam met jou eet aan tafel. God, laat Jesus 'n persoonlike vriend word, net een lid van die familie in elke huis wat hier in hierdie stad is, reg deur die streek. Skenk dit, Here. Ons bid nou dat U ons swak pogings sal seën soos ons probeer om voor ons kosbare vriende die evangelie te plaas en Here, sal U my help. Ek's die een wat hulp nodig het. En as ek enigiets sou sê of enigiets probeer sê wat teenstrydig was met U wil of woord, dan Vader, is U steeds dieselfde God wat die leeu se mond kon toemaak. In die kuil by Daniel, U kan myne ook toemaak. En ek bid dat U my nie een ding sal laat sê behalwe wat sou wees tot die stigting en tot van die kerk en van U mense nie. Mag elke siek persoon genees word, maar elke verlore persoon gered word, elke afvallige weer teruggebring word in gemeenskap. Sien die woord soos ons dit lees vanaand vir hierdie teksie, mag dit 'n voorbereiding gee vir 'n ware tyd in hierdie volgende paar aande in U diens. Wanneer diens afgesluit is, dan sal ons nederig ons hoofde en harte voor U buig en U al die lof en eer gee, want ons vra dit in die naam van U dierbare en geliefde kind, die Here Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Nou aan julle wat gewoonlik teks neerskryf of aantekening van die teks op plekke, ek wil hê julle moet vanaand blaai na 1 Johannes die 5de hoofstuk en die 4de vers, net om 'n paar woorde te lees. Ek wil 'n teksie neem om 'n konteks te gee.
While you're turning, I might En terwyl julle blaai, kan ek sê dat nou op die aande wat ons vir die siekes bid, om orde te hou, sal die kerels hieronder wees omtrent 'n uur voor diens begin gebedskaartjies uit te gee vir enige iemand wat hulle wil hê. Hulle neem die gebedskaartjies en bring hulle voor die mense, skommel die gebedskaartjies almal deurmekaar, bring hulle af en gee hulle vir enige iemand wat hulle wil hê, en die gebedskaartjies moet daardie aand gebruik word. Moet hulle nie bring of hulle vir enigiemand anders gee nie. Julle wat die instruksies gehoor het, jy's die een wat die gebedskaartjie kry. Dan as jy 'n vriend het wat die gebedskaartjie wil hê, laat hulle dan kom en die instruksies hoor. Wat meneer Bordes en hulle vir jou sal gee, instruksies, predikers en so voort. En die gebedskaartjies is onomruilbaar en moet vir elkeen gegee word. En dan sal hulle volgens nommers roep om na die platform toe te kom. Dan dit maak dit so dat niemand weet waar die gebedsry gaan begin nie, niemand weet watter kaartjies nie. Sê gee vir my gebedskaartjie nommer 1. Wel, as jy nommer 1 gehad het, kan ons by 15 begin. Omdat ek dit probeer het sonder gebedskaartjies. Jy praat van 'n geskarrel. Hierdie sou regtig 'n arena wees en dan het ons dit probeer. Toe het ek probeer om 100 gebedskaartjies te stuur na elke medewerkende pastoor. En toe het die eerste pastoor se groep ingekry, die res van hulle het nie ingekry terwyl die diens aan die gang was nie, want tyd dat ons daardeur gekom het en die stadig bewegende rye, want ons laat hulle nie verbygaan sonder ons seker is alles is reg nie. So ek dink dis hoe julle dit wil hê, is dit reg? En dan baie keer word daar 50 genees in die daar buite wanneer daar een op die platform genees is. So dit maak nie veel saak daaroor nie en die Heilige Gees gaan reguit voor deur die gehoor soos ons verder sal kom, genees dit net dieselfde. Maar die kaartjies dan sien hulle dan wat ons gedoen het, ons kon dit nie doen nie want die eerste pastoor het syne ingekry, omtrent 100 kaartjies vir 3 aande se diens. Dit afhandel. En dan die volgende wat ons toe gedoen het, ek sou afgaan in gebedskaartjies uitdeel en ek sou kom by en ek sou sê, laat ons soos hierdie seentjie hier, laat hom kom tel en waar hy stop sal ons van daar af begin. Glo dit of nie, mamma het Junior reg by haar kaartjie laat stop, julle weet so, ons is steeds menslik, ons besef dit en ons het klagtes daaroor gehad. Toe het ek een kerel gehad wat gevang was in my dienste wat daardie gebedskaartjies verkoop het, iemand gewaarborg dat hulle in die gebedsreis sou kom, een aand het van daardie man ontslaag geraak. So ek het my eie seun gekry om gebedskaartjies uit te gee en ek weet dat dit nie met hom sou wees nie. En toe het ek dit so gemaak dat die mense sou weet, dat hy nie sou weet waar die gebedsreis sou begin. Hy bring die gebedskaartjies vir die mense en skommel hulle almal deurmekaar, gee hulle dit reguit vir julle, waar jy hulle ook al wil hê, sodat hy nie self weet en niemand anders weet nie. En dan wanneer ek na die diens toe kom, los ek dit net waar die Heilige Gees ook al, ek het dit baie keer gedoen, tel hoeveel in hierdie ry en trek hierdie ry af, daarvan deel dit deur daardie ry en so soos daardie. Net waar die Heilige Gees my ook al sou lei om te begin, dis waar ons begin, dan ons voor die dienste egter eindig, bid ons altyd vir elkeen wat na die diens toe kom, ons doen dit altyd. Dan wil ons julle ook laat weet, ons probeer nie sê, nou die evangelis is hier, hy is die een wat genesing gaan doen nie. Ons laat julle weet dat julle pastoor, man van God is net soveel gesag het om per siekes te bid. Soos ek of iemand anders, ek, Oral Roberts of Tommy Osborne of enige van die manne wat vandag op die veld is, wat bid vir die siekes, julle pastoor het dieselfde gesag. Hy mag dalk nie onder dieselfde gawe werk nie, maar hy steeds God se diensknegt, werk onder die gawe wat God hom gegee het. So ons onthou dit altyd. En nou kom jy omtrent hoe laat gaan hierdie dienste begin, broer, môre aan? 7:30. Dan behoort julle hier te wees om 6:30 sodat hulle nie sal inmeng met die res van die diens nie. Begin om die kaartjies uit te gee tot daardie tyd, so kom so vroeg as wat julle kan sodat hulle nie almal op sal wees wanneer julle hier kom nie. Dan sal hulle elke aand kaartjies uitgee wat ons vir die siekes bid en dit hou die groot stormloop weg en almal, dan klim hulle oor mekaar. O, goeie, julle behoort te sien in vreemde lande waar ons jy moet 'n burger mag neem amper. Ek het hulle oor 'n groep van 5 soldate in gelid sien dry. 'n Vrou sien spring bo op man se skouers en reg bo op hardloop, oor daardie man se skouers kom. Die hele leermag ontwrig so iets wat tussen hulle bene deur hardloop, miskien 4 of 5 duisend en hulle op 'n slag, net 'n stormloop maak so daardie en net deurbreek in elk geval, die klere van jou afskeer en alles. Ou net probeer aanraak of iets en so ons net hier, ons kan orde hê en klein byeenkomsies soos ons nou het en dit ordentlik laat doen en in orde. Voel julle daarin nie?
Goed, nou, soos ons die 5de hoofstuk lees in die 4de vers van 1 Johannes. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Here voeg sy seëninge by die lees van sy woord. Nou, ek wil vanaand praat oor die onderwerp van wat dit verg om alle ongeloof te oorwin, ons geloof. Nou, ons sluit net af gister waar ons 2 groot veldtogte hier in die Verenigde State gehad het. Een was die Demokrate, hulle het hulle sin in Kalifornië gehad en die koerante was almal vol daarvan. Jy kon nie die radio aanskakel sonder om dit te hoor nie, dis alles reg, dis die party. Hulle het gekies wat hulle gedink het die beste man vir hulle party sou wees. En hulle het meneer Kennedy gekies, en toe hulle vir meneer Kennedy verkies het in hulle saamtrek, en hulle het die platform gebou van meneer Kennedy om die grootste man in die wêreld te wees vandag. Toe hulle uiteindelik die man gekies het wat hulle verkies wou hê, het hulle almal gejuig en groot lof vir meneer Kennedy gegee. En gister of dag tevore, wanneer dit ook al was, toe die ander party, die Republikeinse party, meneer Nixon gekies het, wel, het hulle vir 'n paar dae gepreek 'n platform gebou vir meneer Nixon en met hulle veldtog. En hulle uiteindelik toe die party die man gekies het wat hulle gedink het, hulle wou verkies vir die presidentskap van ons geliefde Verenigde State, het die skare gejuig en met blydskap en geskree. En op en af gespring, omdat hulle die man gekies het wat hulle in daardie veldtog kom verkies het. Nou, ons het hiernatoe gekom vanaand om 'n man te kies, en daardie man is die Here Jesus. En ek probeer 'n platform bou vir hom vanaand, dat ons in die komende aande van hierdie veldtog kan juig. En sy naam prys, omdat ons hom in ons harte gekies het, om ons verlosser, ons God, ons geneeser te wees. En eers wil ons 'n platform vir hom plaas. En nou gaan ons praat oor geloof en oorwinning. En daar is baie groot oorwinnings behaal in hierdie wêreld. Daar, as ek hulle vanaand kon opnoem, sou dit in die veelvuldige duisende van die grootes ingaan, oorwinnings wat behaal is om die wêreld, antieke dae van Rome en Grieke en so voort. Die groot krygsmanne wat groot oorwinnings behaal het, totdat die hele aarde gebaai is met die bloed van martelare. Ek mag julle aandag vestig op 2 of 3, net om te begin, en hoe hulle optree wanneer daardie oorwinning behaal is. Byvoorbeeld toe die Duitsers in die laaste of die eerste Tweede Wêreldoorlog was, wat die oorwinning in Frankryk behaal het, en nadat hulle alles beveilig het, het hulle die platform vir Hitler gemaak. En Hitler het daar gestaan en het hulle gesê by die triomfboog, ek het self al baie keer daar gestaan, en toe hy daar gestaan het, wat 10.000 van duisende Duitsers verby gemarcheer het, met die steekstap, met die Duitse saluut aan hulle Führer, waar hy op die platform gestaan het, wat hulle vir hom gebou het. Daar word gesê die lug soos 'n wolk vir 'n halfuur van Duits geboude vliegtuie wat oorkom. Mense het geskree, gewere afgevuur, fluitjies geblaas, klokke gelei. Alles omdat hulle die oorwinning behaal en Parys ingeneem, Frankryk ingeneem het. En hier 'n tyd gelede by die wêreldse konferensie, die Pinkster Wêreldkonferensie in Londen, Engeland, het hulle film daar van Stalin gewys. Toe hulle hom ingebring het, toe Duitsland geval en hulle hom in Berlyn ingebring het. En wat 'n gesig was dit om daardie Russies geboude tanks dop te hou. Met die kanonlope net 'n bietjie oor mekaar se koppe, so perfek gerig vir net een soliede vuur wat omgegaan het. O, ek sien nie hoe die wêreld kon bestaan onder so 'n verskriklike skok
soos wat hulle in Duitsland ingegaan het nie. Hoe dit daardie kanonne net 'n bietjie oor mekaar gemik het en net 'n panorama net aanhouding geskiet het met daardie eislike groot ontploffende balle skrapnel. Hulle Duitsland net stikking geskiet het. En toe hulle uiteindelik oorgegee en hulle ingegaan het, het hulle dit beveilig in 'n platform gebring en Stalin oorgebring in 'n vliegtuig toe hy geland het. Daardie Russe met daardie soort van 'n klein snaakse gebukkende af en op. 10.000e maal 10.000e Russiese soldate wat gebukkend ingegaan en geheen en weer het in hoera en skree en gil en aangaan. Omdat hulle die oorwinning oor Duitsland behaal het, hulle verslaan het. En dit was iets soortgelyks die dag wat die vrede onderteken is toe ons atoombom oor Hiroshima laat val en omtrent 1 miljoen mense in stukke geblaas en die ou spul uitgebrand het tot hulle maag en oogballe uitgeval het en Japan toe oorgegee. En toe dit het die vletjies geblaas en weer afgevuur en gulle het afgegaan en alles. En baie vaders was bly dat die oorlog verby was, omdat hulle 'n bietjie rus sou kry. Baie vaders en moeders was bly want hulle seun sou weer huis toe kom en dit was 'n groot dag en enigiets wat 'n oorwinning behaal, dis 'n oorwinning oor iets. Dit oorwin hulle voorwerp waarteen hulle veg. Ek het in die oerwoude in Suid-Afrika gestaan terwyl ek leeu's gejag het. En hierdie leeu wat ek altyd gedink het 'n ou brandsiek aanspreker was, maar ek het as respek vir hom gehad. Oral sy groot doodmaakkrag, hy maak nie dood om te eet. Die diere kan heeldag oor hom hardloop nadat hy klaar geëet het. Hy sal nie enige aandag aan hulle gee nie. Maar wanneer hy iets doodmaak, is dit 'n patetiese ding om hom dop te hou. Hy sal die wildebees doodmaak op die sebra of iets. Hy sal sy voete daarop sit en hy sal sy groot meesterlike kop in die lug opgooi en die rye maanhaar om sy nek en hy sal brul. Ek het 500 tree ver weggestaan en klein klippies van die grond af sien val en van die heuwel afrol. Van daardie verskriklike ontploffing, van daardie oorwinningskreet wat hy gee. Het iets gekry om te eet en hy sit sy voete daarop, lek daaraan, brul in die oerwoud. Al hierdie dinge hou nie, hierdie oorlog en bloedvergieting, dit kom weer reguit terug, want dit is op die verkeerde manier gewen. Dit kan nie hou nie. Daar sal geen vrede wees totdat Jesus kom en sy koninkryk oprig nie, dan sal die wêreld nie meer oorlog bestudeer nie. Maar tot dan word die nasies beheer deur die duiwel, soos die Bybel sê hulle word, en hulle sal oorlog voer teen mekaar tot Jesus kom. Hoe dit daardie dag was toe Satan hom op die hoë berg geneem en gesê het, as u die seun van God is, val neer en dan bid my, ek sal jou al hierdie koninkryke gee, hulle is almal myne, ek doen met hulle wat ek ook al wil, ek sal hulle vir jou gee, as jy my net sal aanbid. Jesus in die wete dat hy hulle sou erf in die millennium, het hy gesê, gaan weg agter my Satan, want daar staan geskrywe, jy moet die Here God aanbid en hom alleen dien. En Satan het agter hom gewyk. Daar's 'n ou spreekwoord wat meer as 'n spreekwoord is. Maak nie saak hoe wie eerste daar is nie. Jy moet volgens die reëls van die spel speel of jy sal nooit wen nie. As 'n atleet om die baan hardloop en een vat 'n kort pad en sny deur die veld en klop die ander een daar met 'n halfuur, sal hy steeds gediskwalifiseer word aan die einde van die wedloop. Hy moet dit speel volgens die reëls van die spel of hy's gediskwalifiseer. Dis hoe ons moet maak die wedloop van die lewe wat ons nou hardloop, dit moet gespeel word volgens God se kwalifikasies of ons sal verloor wanneer ons daar kom. Of ons nou die president is, of ons nou die gouverneur is, of 'n prediker of wie aan watter kerk ons behoort of watter denominasie, daar moet by die reëls van die spel gehou word. Ons moet dit regverdig bestuur, ons moet dit volgens die reëls speel, ons moet die woord preek, ons moet dit gewilliglik doen. Paulus het gesê in ek glo in Hebreërs die 12de hoofstuk dat terwyl ons omring word deur so 'n groot wolk van getuies, laat ons elke las aflê.
En die sonde wat ons so maklik omring, dat ons die wedloop wat voor ons lê met geduld kan hardloop. Paulus het gepraat van die Olympiese spele en soorts, wat in Griekenland en Rome was en soorts. Hy het geweet dat hy daardie wedstryd regverdig moes speel, want as jy nie het nie, sou jy gediskwalifiseer word. Vanaand as wedergebore Christene, as gelowiges hier in die eindtyd, moet ons die spel speel volgens die reëls. Ons moet met volharding die wedloop hardloop wat voor ons lê, deur te kyk na die leidsman en volëinder, Jesus Christus. Net daarna of voor dit het hy die groot 11de hoofstuk van Hebreërs gegee, wat die helde van die geloof gee, deur geloof het Moses, deur geloof het Abraham, deur geloof het Henog, deur geloof het Noag. Die groot helde van geloof toegesê, terwyl ons omring word deur so groot wolk van getuienis, laat ons elke las aflê en die sonde, die ongeloof wat ons so maklik omring. As ons vanaand reg in die skaduwees van die koms van die Seun van God, en tog vind ons die kerk in 'n anemiese toestand. Ons behoort groot, sterk, magtige stryders van die geloof te wees, wat 'n volk so skud. God gee dit vir ons. Ons het net so ontvang, sodat daardie ding op ons, wat ons keer om te hardloop, laat ons nou al daardie lassies aflê, en ons kyk na die leidsman en volëinder van ons geloof, Jesus Christus. Wie mens gemaak is op die aarde, en onder ons gewoon het, en sonde gemaak is, sodat ons deur sy geregtigheid vergewe kan word van ons sonde. Hy het ons geword sondaars, dat ons sy geregtigheid kan word, andersins soos hierdie. Hy het ek geword, sodat ek hy kan word. Hy was die seun van God, ek was 'n sondaar. Hy het my plek geneem, 'n sondaar geword, sodat ek 'n seun van God kon wees. En wanneer ons dit sien, behoort dit die aandag van elke man en vrou te trek, om elke klein skeptiese praatjie op sy te sit. Ek hou daarvan, lê elke las af en die bietjie ongeloof wat ons so maklik omring. Een of ander ietsie het opgekom en ons sê, wel, ek het nog nooit tevore daarvan gehoor nie. Ondersoek dit in die skrif, as dit die Bybel is, bly daarby. Julle mense hier is bekend vir julle appels, groot, heerlike appels wat hier in die vallei gekweek word, en ander vrugte, wanneer jy daardie boom uitplant, nie groter as daar nie. Net 'n klein plant is elke appel wat ooit in daardie boom sal wees, net dan daarin. Sekerlik dit is, as dit nie is nie, waar kom dit vandaan? Dis in die boom. En jy plant die boom in die grond, jy besproei dit, gee dit water, wat doen daardie boompie? Dit groei, en wel hoe dit groei, dit drink, en trek uit die aarde water. Dit trek meer as hy deel, meer as genoeg om dit te vul, dit trek net soveel in dat lote takke appels uitstoot, gaan dan af en kruip weg deur die wintertyd, keer dat die sap doodgemaak word in die boom. Watter intelligensie laat dit in die grond ingaan, steek dit weg deur die winter. Dit water in 'n blikbeker en sit dit op 'n heining en kyk of dit sal afgaan wanneer die wintertyd kom. Dit sal beslis nie een of ander intelligensie laat dit afgaan. Daar is dieselfde intelligensie wat die water daarin laat loop, is dieselfde gees van God wat ons bymekaar gebring het vir hierdie konvensie, dieselfde gees wat ons hier bymekaar bring onder die hemelse plekke in Christus Jesus, om sy goedheid en genade te vind vir die ure wat voor ons lê, hoe hy is werklik God is. Ons vind dat in hierdie boompie dit stoot uit, wanneer dit groei stoot dit uit, en wanneer hy gebore word in die koninkryk van God, het 'n babatjie in Christus. Alles wat jy nodig het in hierdie lewensreis binne in jou, wanneer jy die Heilige Gees ontvang, o wat jy dan moet doen is om te drink en aanhou te drink. Moenie net stop wanneer jy by die kerk aansluit en gedoop word nie. Hou net aan, drink totdat jy geloof het, hiervoor en geloof, daarvoor en geloof, hiervoor en stoot uit, tot al die manifestasies van die Heilige Gees in die kerk woon, en 'n beloner van hulle wat hom ywerig soek. Nou is ons geplant in Christus Jesus. Nou ek glo hierdie is my skatting van hom. Hy is die onuitpuntlike fontein van die lewe, dat jy nie sy goedheid kan uitput nie. Party mense dink, ek haal dit om God soveel aan te roep. Dis wat hy wil hê jy moet doen. Julle het nie want julle vra nie. Julle vra nie want julle glo nie. Vra oorvloediglik, sodat julle vreugde volkome kan wees. Dit wat God wil hê. Vra groot dinge. Ek vra vir honderde siele in hierdie diens. Ek vra dat elke persoon wat by daardie deur ingaan gesond hier sal uitgaan. Ek glo dit.
Ek glo dat nadat ons weg is, dat dit net nie nog 'n byeenkoms sal wees nie, maar dit herlewing en 'n kieme hier sal wees. Satan het my lank genoeg daaruit weghou. En ek glo die uur is hier vir 'n ware, wye herlewing in elke kerk en deur die land. Vanmiddag uitgegaan, na die verskillende plekke gegaan om die mense te besoek. 'n Ou strooi het op afgetrek oor my gesig en so voort. Ek net om die gesindheid van die mense te sien. Dat goeie mense hier, julle het iets om mee te werk. Dis reg. Nou wat ons moet doen is om aan die werk te kom. Ons is hier vanaand om ons Here Jesus te kies as ons koning in ons harte. Ons heerser, ons geloofgewer, ons God, ons geneesheer, ons verlosser. Kies hom in ons hart en gaan nou hier uit en dra dit na hierdie groot verkiesing wat by die oordeel kom wanneer hy gekroond sal word as koning van konings en Here van die Here. Ons lewe is 'n verskriklike dag, maar alles wat u nodig het is alreeds aan u voorsien wanneer u glo. Soveel mense per dag vind ek wanneer hulle by die kerk aansluit en hier, veral in Amerika, word hulle net swerwers. Hulle net wel prys God, ek het broer Branham ontmoet en ek is gered en ek het my naam op die boek geplaas en dis omtrent al wat ek gedoen het. Werf net, ons wil dit nie doen nie. Jy is nooit gered om net 'n lidmaat van 'n kerk te wees nie, jy is gered om te werk. Ons trek nie 'n leer aan net om op die hoek te lê en met meisies te flankeer met mooi uniforms aan nie. Ons lê ons leer op om te veg. En ons is nie by 'n piknik nie, ons is op 'n slagveld. Ons staan hier buite voor die vyand van ons Here Jesus en die vyand van ons siele. Laat ons op en aan die gang wees met 'n hart vir enige stryd. Hou van daar Psalm van die lewe, moenie so stom aangejaagde vee wees. Julle in 'n klein kraaltjie iewers moet injag hiernatoe of na hierdie kant toe nie. Laat ons se help wees. Ewens van groot manne herinner ons almal. Ons kan ons lewens groot maak met afskeid agter ons laat. Voetspore op die sand van die tyd. Voetspore wat miskien nog een terwyl hulle oor die lewe se groot see seil vir 'n verlate en skrikbrekeling broer. Deur ons voetspore te sien, weer moed sal gee. Laat ons iets doen, ons is geskrewe briewe. Hier 'n tyd gelede, 'n paar jaar gelede, mevrou, ek was in die studeerkamer en sy het by die deur gekom en sy het gesê, Billy, daar's 'n boemelaar by die deur, hy wil iets hê om te eet. Sy sê, voer hom, gee hom iets, hy's 'n man, ek gee nie om wat hy is nie, voer hom. Deel wat ons het met hom, die man is honger. Sy het gesê, ek is bang vir hom. Ek het gesê, o goeie, maak die deur op en sê vir hom om iets te kry om te eet, maak vir hom iets, gee dit vir hom. So sê hy dit op die tafel gesit, hom toe ingeroep, toe het sy in die kamer ingekom. So sy was 'n bietjie bang vir hom, want hy het soort van vuil gelek en ek het uitgegaan en ek het gesê, aangename kennis my goeie man. Hy het gesê, aangename kennis en hy het sy middagete geëet. So ek het gesê, van waar kom jy? Gesê, o, net hier en daar. Hy het gesê, waarin gaan jy? Het gesê, o, dieselfde ding, net hier en daar. Ek het gesê, watter doel het jy in die lewe? Het gesê, geen. Wel, dis net omtrent die manier wat mense inkom. Ons moet iets hê waarvoor ons 'n doel het. Ons het 'n doel in ons harte. Ons moet iets doen. Nou as jy sê, o, ons hou herlewing, ja, ons is ook in die Eisenhower skool auditorium. Moenie dat jy wees nie, net 'n rondloper en 'n swerwer nie. Jy kan nooit enigiets so beteken nie. Laat ons opstaan en iets daarin doen. Laat ons skouer aan die wiel sit. Laat ons toesien dat ons kerk vooruit gaan. Kom ons laat die koninkryk floreer. Laat ons sien dat die siekes hier inkom. Laat ons sien dat God onder die mense afgeput word en die groot tekens en wonders plaasvind wat die nasie sal tref. Is tevrede dat daar dinge hier sal gebeur waar hierdie land opgewonde sal maak, wat dit sal skud vir die koninkryk van God as elkeen van ons dit sal ondersteun. Wat doen ons? Bou 'n platform vir ons Here. Ons wil hom na Jekima toe bring. Ons wil hom in 'n groot herlewing bring. Ons moet hom in ons eie harte kies. Ons moet iets besluit, iets daarmee te doen hê, iets om voor te doen, een of ander doel. Jy sluit nie net by die kerk aan en swerf rond nie. Doen dit nie so nie. Jy moet 'n doel hê vir wat jy doen. Vrou sê wel, ek's net 'n vrou. Praat op die telefoon, doen iets om die Here Jesus te help nou.
Nou daar is 'n tyd wat 'n man 'n punt kan bereik waar hy 'n doel kan hê. Dis iets wat hom sal verander en dit is wanneer 'n man God ontmoet. 'n Man kan nooit dieselfde wees as hy God ooit van aangesig tot aangesig ontmoet nie. Dit sal hom verander ten spyte van enigiets wat hy daarin kan doen. 'n Mens kan nooit dieselfde wees nadat hy God eenmaal ontmoet het nie. Nou dis waar. Laat ons iemand neem, daar was Noag. Noag het geen bepaalde doel in die lewe gehad nie, hy was 'n gewone boer. Buite in die veld eendag het God hom ontmoet en hy het met hom gepraat. En vir hom gesê iets wat onmoontlik was om ooit te gebeur sou plaasvind. Toe van daardie uur af wel het Noag hom voorgenem in sy hart dat hy daardie ark sou bou, ongeag van wat al die fanatici gesê het. Al dit het nooit uit die hemel gereën nie. Hulle het nog nooit enige vog op die aarde gehad nie. Dit was besproei uit fonteine. Daar was nooit 'n wolk in die lug nie. Hoe sou hy dit doen? Ja, God het gesê dit gaan gebeur en Noag het hom voorgenem in sy hart om hierdie ding vir God te bereik en hy het dit gedoen. Maak nie saak hoeveel hulle vir hom gelag het of hoeveel hulle dit, dat of die ander gesê het nie. Waar gaan dit reën? Waar is die reën, Noag? Ek weet nie. Wys my waar die reën is. Kan julle nie wys nie, maar wanneer die tyd kom sal die reën daar wees. Reg. Hy het God ontmoet. En toe jou dokter jou geweier en gesê kanker gaan jou doodmaak, hoe op aarde gaan jy lewe? Kan jy nie sê hoe dit gaan wees nie, maar God het gesê die gebed van die geloof sal die siekes red. En dit sal so wees. Reg. Iemand het vir my gesê nie lank gelede en ek het gepreek oor Elia en die kraai wat hom gevoed het. Ek het 'n klein stellingkie gemaak. Gekleurde mense verskoon my hiervoor, maar ek het gesê hy was baie beter daaraan toe. Hulle het gesê hy was mal daarbo onder daardie boom. Het gekleurde diensknegte gehad om hom elke dag te bedien. Wanneer hy water wou hê, sou hy sy hand uitsteek en iets drink. Wanneer dit tyd geword het vir 'n maaltyd, het 'n gekleurde diensknegt gekraai vir hom 'n toebroodjie gebring. En 'n prediker van 'n sekere kerk het vir my gesê, "Jy glo nie regtig dat daardie toebroodjies was nie." Gesê ek glo dit beslis. Die Bybel het gesê dit was vleis en brood en ek glo dit. Gesê dan wil ek vir iets vra, waar het hy dit gekry? Waar het daardie kraai dit gekry? Ek het gesê dit was nie vir Elia om dit alles uit te dink nie. Hy het net geweet God het vir hom gesê hy sou hom voed en die kraai het dit gebring en dit geëet. Hy is tevrede daarmee en dis al wat vertel het. Dis hoe dit is met goddelike genesing op die krag van God. Maak nie saak wie dit probeer verduidelik en dit wegwees nie. God het gesê dit sou wees en dit sal daar wees. Jesus Christus dieselfde gister vandag en tot in ewigheid. Sy krag is net dieselfde. Hy het gesê hy wat in die glo die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Hoe gaan hy hierdie doen? Nou nie sê nie, maar God het gesê dit sou gebeur en dit vind net plaas. Dis al wat ek weet. Kan nie verduidelik hoe 'n swart koei groen gras vreet en wit melk gee nie. Maar ek drink dit die hele tyd, in elk geval. Ek ken nie die meganieke daarvan nie, maar enigste ding wat ek weet is melk en ek drink dit. Dis hoe. En het sê, o jy werk daar die mense op, hulle is net opgewonde daar. Ek weet nie daarvan nie, ek kan nie sê wat soort opgewondenheid is nie. Ek weet dat iets my lewe verander het, toe daardie opgewondenheid op my gekom het. En as sê, jy sal mal word. Ek sê, los my dan uit, ek is gelukkiger soos hierdie, as wat ek op die ander manier was. So ek het verlossing op hierdie manier, ek hoop ek bly opgewonde tot ek sterf. Want ek het 'n wonderlike tyd om God se woord te glo. En hom dit te sien bevestig met alles wat hy gesê het, hy beloof het om te doen. Daar's wie ons Here is. Dis daardie groot sekerlik glo ons. En as God 'n man ontmoet het, hy verander toe Noag God ontmoet het, was sy hele prestasie om daardie ark te bou. Mense kom uit, wat doen jy Noag? Bou 'n ark. Wat is 'n ark? Dis 'n boot. Dis 'n boot. Dis 'n ding daar kom water wat uit die hemele gaan val en God gaan hierdie ou bose wêreld vernietig en almal wat nie in die ark inkom nie gaan vergaan. Ag sê hulle behoort hom na 'n sielkundige toe te neem. Daar's iets verkeerd met die ou man se kop. Ja, wat was dit? Hy het God geglo en 'n man wat God glo tree dwaas op vir die wêreld want dit behaag God om deur die dwaasheid van prediking. Arend, amen. Almal wat God vrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Geseënd is julle wanneer mense julle sal beledig en julle op allerlei maniere bespot en julle allerlei name noem om my ontwil. En jy gaan wees baie bly want hulle het die profete voor julle vervolg. Dit was altyd so wanneer die gees van die nasie hier op jou kry, word jy Amerikaner. Die goeie nasionale gees om te hê, maar partymal van hoe dinge nou gaan, raak dit baie sleg. Ek was in St. Angelo net onlangs in Rome en 'n groot bord voor jy in St. Angelo ingegaan het en gesê aan die Amerikaanse vroue trek asseblief klere aan en eer die dooies voor hulle hier inkom.
Julle dink dis baie slegte groot leier van 'n sekere nasie na ons deurgegaan het gesê, het julle almal enige goeie vrou oorkant in die hele land? Ek het gesê duisende van hulle. Wel, waarom sing julle al daardie vuil liedere van hulle? Elke lied wat hier toe kom, iets vuil van die vroue. Sê dis net die ander kant. Jy ken net die goeie kant daarvan nie. Jy lees die leë bladsye, maar ek het gesê onsekerlik ons het wedergebore Christen vroue wat getrou en regte dames is. Jonk en oud. Hulle is koninkryksmense. Trouwens, ek het gesê, so ek het na julle nasie toe gegaan om julle van hulle te vertel, reg sien, wanneer jy 'n gees kry. 'n Tyd gelede het ek na 'n winkel toe gegaan, ek en my vrou, en daar was hierdie dames wat daar met daardie klein onsienlike kleertjies geloop het, en ons het net omtrent een vrou gesien, het omtrent 'n paar duisend wat enige ander soort klere aangetree het. En my vrou het vir my gesê, Billy, wat is dit wat daardie vroue so laat aantrek? Ek het gesê, dis net die Amerikaanse gees, dis al. Wel gesê, is ons nie Amerikaners nie? Sê, ja, ons is Amerikaners, dis reg, die grootste nasie in die wêreld, ons het lief daarvoor, maar tog is ons nie eintlik Amerikaners nie. Sê, wat is ons? Sê, ons is hemelgebore. Ek het gesê, wanneer ons daar bo kom, nou, as jy net 'n Amerikaner is, kan jy aantrek so die res van hulle net voortgaan swerf, reguit saam met hulle swerf. Maar wanneer jou gees van daar bo afkom, is dit heilig. Halleluja, dis anders. Laat jy optree soos hulle daarbo maak. Dis reg, wanneer jy daardie gees ontvang word, jy vreemd vir hierdie mense hier sien. Jy lyk anders, jy tree anders op. En dis hoe Noah gemaak het. Hy het met God gepraat en is verander. Van net 'n swerwer in die wêreld voor die sondvloed, het 'n skepsel van God geword, wat in die koninkryk gebore is om 'n boodskap te bring. Jesus het gesê, soos dit was in die dae van Noag, so sal dit wees in die koms van die seun van die mens. Fanatiese godsdienst, soos mense lewe heilig, sê daar's iets wat van bo kom. En ons glo dis nie water nie, maar die waters van die lewe val elke aand van bo. Uit die fontein wat gevul is met bloed getrek het Immanuel se are, waar sondaars onder die vloed gedompel hulle skuldplekke verloor. Krag en heerlikheid vloei daardie fontein daarbo na sy kerk. Toe hy gesterf en opgestaan het op Paasoggend, het hy 'n gat reg deur die kante van die heerlikheid gesny om die heerlikheid te laat val op sy kerk wat op die Pinksterdag gekom het. Dit het van toe af geval. Ons glo dit met ons hele harte. Nou let op, soos ons sy platform plaas, laat ons eers 'n ander man neem. Daar was Abraham, hy was net 'n gewone man. Hy het afgekom saam met sy vader van bo, van Babylon af in Siniar, onder in die vallei. En daar gewoon in die stad Ur in die land van Kaldea. En voor hy kom kry, miskien was hy 'n veldman of 'n skaapwagter of iets. Eendag was hy buite in die veld toe hy 75 jaar oud was. Sy vrou Sara was 65. En God het Abraham ontmoet en hom vertel van 'n ander land wat ver van daar was. En so het hy vir hom gesê, hy gaan 'n baba by Sara hê, en sy was verby die ouderdom om te baar en was haar hele lewe lank steril, en hy was ook. Maar wat sou gebeur? God sou iets doen, en daardie man het vir jare en jaar, solank hy gelewe het, het bely dat hy 'n reisiger en 'n vreemdeling was op soek na 'n stad, wie se boumeester en oprigter God was. Amen. Dit verander 'n mens wanneer hy God met hom oor praat. Luister hierdie week, luister vir die stem van God om met jou te praat, dit sal jou verander. Dit sal al die twyfel uit jou verstand wegneem en die wete dat ons Jesus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Wanneer ons hom in die dienste sien inkom, dieselfde dinge begin doen wat hy gedoen het toe hy hier op aarde was, dan wil jy goed luister vir daardie stemmetjie, daar iets wat jou sal verander en sê, ja God, dis presies wat die skrif sê, dis woord vir woord wat die skrif sê. Gaan huis toe, neem jou Bybel, beredeneer dit, kyk of dit reg is, deursoek die skrif. Dit moet van Genesis tot Openbaring kom, deur die Bybel verbind. Dis presies jou belofte, luister dan na God, dit sal jou verander. Dit sal jou geloof gee om te glo. Daardie kreppelhande sal loskom, daardie bene sal loskom, daardie kanker sal verdwyn, daardie blinde oë sal oopgaan, en die dinge wat God beloof het sal gemanifesteer word. Ons is in 'n wêreld wat weggespeen is van daardie dinge, maar ons bou vanaand 'n platform vir 'n man. Amen, 'n man, soos die vrou gesê het by die put, kom sien 'n man wat my die dinge vertel het wat ek gedoen het. Is dit nie die einste Messias nie? Kom sien die man waarop ons vanaand bou, Here Jesus, op hom. Want op alle ander gronde is dryfsand, alle ander gronde sal vergaan, maar daardie rots, Christus Jesus, sal vir ewig staan.
Glo julle dit? Ja, Abraham het bely dat hy 'n pelgrim en 'n vreemdeling was. Al die dae van sy lewe het hy gesoek na daardie stad. Wie se boumeester en oprigter God was, altyd so. Moses het weggesterf van Egipte en het uitgegaan in die wildernis, het goed gelewe, het agter die berg gelewe, pragtige vrou, klein seentjie, Gershom, om erfgenaam te word van al Jethro se skape, ja. Wel, dit het goed gegaan met hom en hy het gegaan, het saamgedryf met die gemak van die getye. Israel daaronder in die moeilikheid wat uitroep en God het hom gekies om die mense te verlos, maar hy het weggekom daarvan. Dus wat die probleem is met baie van ons kerke vandag. God het ons geroep vir 'n bediening, God het ons geroep om sy mense te wees. God het ons geroep om te glo in tekens en wonders. God het ons geroep om tekens en wonders te doen. Hy het ons geroep om dit te doen en ons dryf te ver weg daarvan. Wat ons nodig het is nog 'n besoek van God. O God, stuur dit hier na hierdie Eisenhower auditorium toe. Stuur 'n besoek van die Gees van God. Ons dryf te ver weg, soos Moses het. Dit het goed gegaan met Moses daar agter, hy het goeie lewe gehad. Die kerk vandag het groter gebou as wat dit ooit gehad het, beter kerke, beter geklede mense. Mense wat beter lewe as wat dit ooit was. Maar o broer, dis nie die ding nie, daardie dinge vergaan. Ons moet oorwin, ons moet veg, ons moet iets doen vir die koninkryk van God. Daar was Moses daar agter wat weelderige lewe een oggend afgestap het en God het met hom gepraat uit daardie brandende bos uit. Daardie man is verander van daardie tyd af. Wat 'n radikale ding laat dit jou doen wanneer jy God ook al vind. Kyk na Moses, gehardloop, een Egiptenaar doodgemaak en weggehardloop daarvan in die woestyn en hier was hy die volgende oggend nadat hy God ontmoet het in hierdie brandende bos. Sy vrou op 'n myl gesit met daardie klein Gershom op haar heup, soos daardie wangbare wat omtrent so lang hang, met 'n stok in sy hand wat so toe gaan, net aanstruikel, net uitroep en God prys hierdie ou myl lê met sy vrou daarop. Waarna toe gaan hy Moses? Gaan af na Egipte om oor te neem. 'n Een man inval, maar hy het dit gedoen. Hy het dit gedoen omdat God so gesê het en hy het geloop gehad. Wanneer God met 'n man praat, het hy geloop, hy het 'n ambisie en hy het 'n doel. Wanneer God met 'n man praat, gee dit hom 'n doel. Wanneer God met 'n man praat, gee dit hom ambisie. Wanneer God met 'n man praat, gee dit hom geloof om dit te doen, om te bereik wat sy doel in die lewe is wat God hom geroep het om te doen. Hy het ons geroep om die kerk van God te wees. Amen. Laat ons dit net ons doel in die lewe maak om te sien dat ons die kerk van God is. Laat ons ambisie hê nie rondsit omdat die Joneses of die Frikkies wil hê nie. Wat gee ons om oor die Frikkies? As hulle dit nie doen nie, laat ons dit in elk geval doen. As die res van die volk wil sink, is dit hulle saak. In die Kima staan ons vir God, wil ons vir God hê, wil ons streef, wil ons geloof hê, wil ons ambisie hê. Ons glo in die Here Jesus Christus, want hy het gesê alles is moontlik vir hulle wat glo. Voorwaar ek sê vir julle, nie as ek nie, maar as jy vir hierdie berg sê beweeg en nie in jou hart twyfel nie, maar glo dat wat jy gesê het sal gebeur. En ek kry wat jy gesê het, ek glo dit met my hele hart. Glo julle dit? Het 'n ambisie gehad, hy was nooit weer dieselfde daarna nie. Hy het 'n ambisie gehad, hy het iets gehad om voor te werk en hy het geloof gehad om dit te doen. Al die dae van sy lewe het hy God gedien om daardie mense te verlos. Hy was nie besorg so lank as wat dit goed gegaan het met hom nie. Wat het hy omgegee vir daardie mense wat daar lê en ly? En God het gesê, ek het die uitroepe van my mense gehoor en ek kan hou my belofte aan hulle, aan Abraham. En vandag, terwyl die kerk siek is, die siekte opgehoop is in die mense as gevolg van intellektuele trots en so voort, wegkom van goddelike genesing af. Wegkom van die Heilige Gees af, hoor God steeds die uitroep van sy mense, iemand moet gaan. Jakima, laat ons opstaan en skyn in die naam van die Here Jesus. As jy siek is, sê jy, ek is siek in die liggaam. God het gespreek, God het so gesê, vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle hande op die siekes lê en hulle sal gesond word. God het gespreek, het 'n ambisie. Wel, die dokter het gesê hy gaan sterf. Dis die beste wat die dokter weet, wat hy studeer het, elke mediese navorsing wys, dat hy alles gedoen het, wat hy vir jou kan doen, sodat jy volgens die mediese wetenskap gaan sterf, maar die gebed van geloof sal die siekes red. Verhoog jou ambisie, het doel dat jy genees gaan word tot die eer van God, kom dan met 'n geloof dat ek gaan dit ontvang en jy sal dit kry, ja meneer. Jy sê, broer Branham, ek kan dit nie verstaan nie. Nou, wanneer ek oor see gaan en ek gaan hier's 'n groot skip, daar sit 'n groot lugskip 7 keer om.
het ek hierdie ding omgevlieg. Ek gaan nie op en sê, hy loods, voor ek op hierdie skrip klim. Sê my hoeveel krag hulle elkeen van daardie skroewe het. Gee my al die mechanika van hoe die vliegtuig sal werk. In 'n tyd van 'n storm, wat sal dit doen? Wat krag het jy, hoe hoog kan jy klim, al die mechanika nie? Ek vra nie al daardie dinge nie, ek weet die skip het oorgegaan met iemand anders. En as die skip met iemand anders oorgegaan het, sal dit met my oorgaan. Klim net aan boord en kry vir my 'n sitplek en gaan sit. Dit hang van die vlieënier af om toe te sien dat ek daar kom. Dis hoe dit is met goddelike genesing. Ek ken nie al die mechanika daarvan nie. Ek kan julle nie die mechanika vertel nie. Niemand anders kan nie. Hoe 'n man daar oor kan sterf as hy geslaan word, as hy soveel God was, dat hy die siekes genees het, omdat hy dit glo, kan ek dit nie verduidelik nie. Ek ken nie die mechanika nie. Ek gryp net die belofte aan en aanvaar dit en sê, Here, dis so. Dit handel dit af. Ek glo dit nie waar nie, broer. Sekerlik. Aanvaar net op die basis dat God so gesê het. Dis die man vir wie ons 'n platform bou. Opmerking nou voor afsluiting, mag dit sê, wat van wanneer jy jouself oorgee aan die dokter? Wanneer die dokter kom en hy sê, hy het 'n bietjie medisyne vir jou, en hy die medisyne neem, sê jy, nou dokter, gaan sit hier, en om my te vertel wat alles in hierdie pil is. Wat is die mechanika daarvan? Wat is die volledige onleding van hierdie pil? Wat 'n soort mediese formule het jy hier vir my gemeng? Hoe het jy hierdie strychnine gekry? Hoe is dit gemaak? Waar het dit gekom? Wie het dit gevind? En waar het hierdie glycerine vandaan gekom? En waar het al hierdie ander goed wat in die formule ingaan? Hy skryf in Grieks, waarskynlik weet hy dit self nie eens nie. Hy skryf dit net uit. Goed, dis wat hy gesê het om te doen. Maar die enigste ding wat jy doen, jy gee jou oor aan die dokter en drink die pil, dis al. En as jy jou dokter vertrou, is die kans dat dit jou sal help. Dis dieselfde ding met die drink van hierdie evangeliepil. Ek kan nie alles daarvan vertel nie, maar ek weet dit werk. Ek sien dat julle ander drink. Wanneer dit die tyd kom om te sterf, hoe gaan jy verplaas word, oorgaan na 'n ander wêreld? En 'n nuwe skepsel daaroor kan word en nooit oud word nie, weer terug verander na 'n jong man. Hoe gaan jy daartoe? Ek weet nie. Ek onderwerp myself net aan my loods op die dag van my vertrek. Hy sal toestaan dat ek reg daaroor kan kom. Hy sal vir die res daarvan sorg. My skouers sal regop trek en ek sal 'n jong man word en dan sal ek anders weer sien, omdat al die simbole van die dood weggeneem sal word uit hierdie ou liggaam en ek gemaak sal word 'n liggaam sal hê soos sy eie glorieryke liggaam, want ek sal hom sien soos hy is. Ek sê nie, Here, sê my hoe u dit doen nie. Ek gee nie om hoe u dit doen nie, net solank ek dit kry, dis die hoofsaak. Hy het dit beloof en ek glo dit. Amen. Hy het ons herlewing beloof. Hy het beloof dat hierdie teken sal volg vir hulle wat geglo het. Die gebed van die geloof sal die siekes red. Ek ken nie die mechanika daarvan nie. Al wat ek weet, hy het dit beloof en dis waar. Ek het ander daarop sien trap en oorgaan en dan kan ek ook daarop trap en oorgaan en jy kan daarop trap en oorgaan. Wat is die dokter gekom en gesê het, jy het 'n blinde darm wat ek moet uithaal of ek moet 'n bloedklont van die brein afhaal. Wel dokter, sê my net wat, hoeveel senuwees, wat moet jy sny? Hoe sny jy hierdie hoe? Jy doen dit en jy siek en jy wil gesond word, so jy gee jou net oor aan die dokter en hy gaan aan en doen die werk, dis al wat daaraan is. Dis dieselfde met Jesus Christus. Hoogste, ek hoop vanaand dat hy 'n groot operasie op ons geloof sal doen. Hoop julle nie so nie, al die gebarste blinde darm uithaal, al die ander dinge. Die aanspreekers wat oor ons rondhang in die seepokke en aanpak deur teleurstellings en dinge vanaand. Laat God net op ons geloof opereer en dit alles uithaal, alles wegneem. En wanneer ons wakker word tot die feit om te weet dat Jesus dieselfde is gister, vandag tot in ewigheid, sal ons 'n volmaakte geloof hê om mee te werk deur die komende week. Glo dit, kerk van God, glo dit dat hy dieselfde is gister, vandag tot in ewigheid? Is jy gewillig om jou saak reg in sy hand toe te vertrou? Sal julle dit doen? Sal julle alles doen wat julle nou kan op hierdie platform van die man waaroor ek probeer praat? Hy is jou verlosser, Jesus Christus. Sal jy jouself toevertrou? Sal jy vir hom stem net nou? Sal jy hom kies, jou verlosser, jou geneeser net nou in jou hart en sê, Here God, ek gaan elke woord daarvan glo. Ek gaan werk met alles wat in my is en alles wat aangaan. As ek iets sien aangaan in die diens hierdie week wat ek nie verstaan nie, sal ek reguit huis toe gaan en kyk of dit in die formule is. Sal ek reguit huis toe gaan en kyk of dit in die Bybel is en kyk of God dit beloof het. As hy dit beloof het, dis jou voorreg om dit te glo, dis vir jou, dis 'n formule wat God jou gegee het. Nou die aan het gepreek oor die onderwerp van waarom, en ek het vir hulle gesê, die Bybel het 'n formule gehad, en hierdie formule was daar in die geneesmiddel vir sonde en siekte. Wil ek graag kyk in Moses se wel, hy het gehad, Moses se sak,
Hy het 2 miljoen Israeliete bedien en hy het hulle daar gehou vir 40 jaar en toe hulle uitgekom het, was daar nie 'n swakke onder hulle nie. As daar 'n dokter hier sou wees, sou jy nie graag wou sien watter voorskrif Moses gehad het nie. Hoeveel babas het elke aand gebore sien? Watter voorskrifte Moses gee? Hy het geen bloedoortappings en dinge daar buite gehad vir hierdie erge gevalle. En wat keisersnee operasies moes hy hê en soopers nie. Wat was sy formule wat hy gehad het? Wil julle weet wat dit was? Dit net hier geskryf in Genesis op Exodus, liewe. Staan dit hier geskryf, ek is die Here jou God wat al jou krankhede genees. Dis was die formule wat hy gehad. Dis die man wat ons hierin wil kies vir ons veldtog. Almal wat hom in jou hart wil kies om hom in te stem, as om julle reëse Jesus te wees, julle reëse geneeser. Julle reëse God wat vir julle gesterf en weer opgestaan het op die 3de dag en lewendig is, sal julle hom kies. Sê Here, kom in hierdie gebou in en elke aand, kom in my hart en gee my geloof en moed. Gee my ambisie, doen iets vir my, ek wil geseën word deur die krag, steek julle hande op as julle hom soos daardie sal neem, sê oral waar julle ook al is, die Here seën julle. Môre aand is die Here wil, sal hulle hier wees om die gebedskerkies uit te gee om 6:30. Dan sal ons die gebedsry begin om 8:30, omtrent 9:30, skattig om 9 uur, en teen 9:30 sal ons uitwees. Nou ek het vanaand gedink, ek sal hierdie dinge sê, 'n klein platform bou, julle laat weet wat ons glo. Ons glo in Jesus Christus en elke belofte wat hy gemaak het. Ons glo dat die Nuwe Testament 'n antitipe van die Ou is, wat dit net neem van die Ou. Die Ou het die Nuwe vooraf geskadu en die dinge wat God en albei gedoen het is vandag hier in die vorm van die Heilige Gees, dieselfde vuurkolom, dieselfde God, dieselfde genesing, dieselfde seëninge, dieselfde reddingskrag. Alles wat hy was is hy vandag en sal vir altyd wees. En ons glo nie dat hierdie dinge in die mens lê nie, ons glo dat die mens gawes het. Maar God het al reeds ons verlossing, ons genesing op Golgotha gekoop. En ek wil hê julle moet hom in julle hart kies vanaand om te sê, God stuur die krag, stuur die seëninge, ek sal dit glo en dit aanvaar as my eie persoonlike eiendom van U. Dis 'n belofte wat U my gegee het. Mag die Here julle seën. Ek wil hê julle moet julle hande nou oorkant op mekaar lê, oral deur die gebou waar julle ook al is. Nou as daar iemand hier is wat siek en beproef is, het die Bybel dit gesê, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Die Bybel het nooit gesê hierdie tekens sal net vir broer Branham, broer Roberts of jou pastoor of iemand anders se pastoor volg nie. Hierdie tekens sal hulle volg, meervoud. Is jy gelowige, sê amen, dan sal daardie tekens jou volg. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Glo dit, en wanneer ek hier bid vir julle almal, elkeen van julle moet nou nie vir jouself bid nie, bid vir die persoon waarop jy jou hande het. Sien, sê Here, gee vir hierdie persoon op wie ek my hand het, gee vir hulle die begeerte van hulle hart. Sê dit, sê, gee hulle, as hulle siek is, gee hulle genesing. As jy die persoon ken, sê, genees hierdie persoon, en God se krag sal elkeen van julle genees. En môre aand sal hulle hier agter wees en sê, broer Branham, voor enigiets ooit gebeur, voor ek ooit enige groot werking van die Heilige Gees sien, het ek dit al reeds in my lewe aanskou, dat hy my gisteraan genees het, net toe ons hom probeer kies het. Het ek hom in my hart aanvaar en iets het plaasgevind, ek net. Hy het my gisteraan ook geopereer en al my twyfel is begrawe in die fontein en nou is ek 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Terwyl ons hoofde buig, daar is sondaar hier is, onthou jou Skepper nou, terwyl dit tyd is dat jy kan, want die uur sal spoedig kom. Waarin hierdie toegelaat sal word nie, een afvallige, maak jou pad terug na God vanaand. Sal jy dit nie doen nie, gaan dan vroeg in die oggend na die kerk toe en sê, pastoor, ek keer nou terug, ek wil my gemeenskap opneem. As jy 'n sondaar is, vind jou pad af na die kerk van jou keuse en sê, doop my pastoor, ek wil 'n lidmaat van die kerk word, ek wil God dien, en dan môre aan gaan haal vir jou nog 4 of 5 sondaars en bring hulle terug. Ek kan sien op die Heilige Gees nie in die gehoor inbeweeg nie. Jesus Christus voortbring net dieselfde as wat hy gister, vandag en tot in ewigheid was nie. Ons hemelse Vader, op grond van die woord, op grond van die gestorte bloed op u plaasvervangende lyding by Golgotha, u triomf oor die dood, oor die hel en die graf, oor Satan, al die werke van Satan, van sonde tot al sy eienskappe tot siekte,
en tot teleurstellings en senuwee, verbouwereerdhede. En al die somber vermoeidheid wat daarmee saamgaan, al die twyfel en dinge het ons 'n platform hier gebou vanaand vir die geliefde seun, die Here Jesus. Ons kies hom, Here, vir hierdie veldtog en ons is bly, Here, daar's geen ander een wat ons wil hê nie. Ons wil niemand behalwe Jesus hê nie. Ons het hom lief. Ons glo met ons hele hart, ons het hom gekies as ons verlosser, geen ander verlosser nie. Daar's geen kerk, geen beloofbelijdenis, geen denominasie, geen pastoor, geen paus, geen priester. Geen rabbi nie, daar kan niks ons red behalwe die bloed van die seun nie. Hy is ons verlosser, ons het hom lief. Ons weet dat goddelike genesing u sin is, dit behoort aan u, want ons lees in Psalm 103:3, ek is die Here wat al jou krankhede genees. Daarom, Here, vertrou ons saak toe aan u, u is ons geneesheer, ons groot geneesheer. U is hier vanaand, u gelowige kinders, gehoorsaam u woord, deur hulle hande op mekaar te sit, hier is, van die prediker, die hulppad tot by die lekerdom van die kerk, almal pastore, evangeliste, met hulle hande op mekaar, die huisvrou, die kinders, almal met hulle hande op mekaar, omdat hulle hierdie een glo wat ons verkies, ons Here, ons geneeser. Nou Satan, jy weet dat jy is en jy's niks anders as 'n bluf nie. In elk geval, en ons roep jou aan, ons Here is gekies in ons hart as geneeser, as verlosser, as koning, as heerser. Here, eienaarskap, heerskappy. Nou jy sal moet uitkom, Satan, jy kan net sowel gereed maak om te gaan, want jy moet, God se woord moet vervul word. Ek beveel jou deur die naam van Jesus Christus, die seun van die lewende God, deur sy plaatsvervangende lyding en oorwinning wie jy beroof het, of jou gestroop het van alle wettige reg, wat jy gehad het, jy het geen wetlike regte meer. Se verslaane wese, ons beveel jou deur Jesus Christus om uit hierdie mense uit te kom, verlaat hulle, soos hulle hande op mekaar het, in die naam van Jesus Christus, kom uit hulle uit, en maak hulle los tot die eer van God, in die naam van die Here Jesus. Julle hoofde nou gebuig, het sy goedheid voel in beweeg, glo dit, maak nie saak hoe snaaks dit lyk nie. Gaan nie volgens hoe snaaks dit lyk nie, ons gaan volgens hoe werklik dit is, dis God se woord. Van snaaks vir Noag om te sê, dit gaan reën, maar dit het gereën. Soort van snaaks vir Abraham wat soek na 'n stad en sê, hy gaan 'n baba hê, toe hy 100 jaar oud was, by Sarah wat 90 was, maar hy het dit gekry. Snaaks vir Moses om te sê, hy sou afgaan na Egipte om oor te neem, maar hy het dit gedoen. God het so gesê, soort van vreemd vir die Hebreëse kinders om te sê, ons God is in staat om ons te verlos uit die rivieroond, en hy het dit gedoen. Daniël het lewendig uit die leeukel uitgekom, nadat hy daar binne was, wrede leeu's, honger heel nag, maar hy het dit gedoen. Johannes om uit te kom, uit te vat vol olie, nadat hy vir 24 uur verbrand is, maar hy het dit gedoen. Lazarus het uit die graf gekom, nadat hy vir 4 dae dood was, maar hy het dit gedoen. Jesus het opgestaan op die 3de dag, nadat hy gekruisig is en daardie liggaam gebalsem is deur die Romeinse spies. Die getuie van die aarde het gesê is dood, God het gesê is dood, die natuur het gesê is dood, die aarde gesê is dood, die Romeine het gesê is dood, alles het gesê was dood en die lewe weer vir ewig. Hoe sou hy dit doen? Maar hy het dit gedoen. God genees jou nou, sy belofte sê, doen dit, so jy het 'n reg daarop. Aanvaar jy dit, aanvaar jy jou genesing. Ek gee nie om hoe krepeel jy is, hoe blind jy is, wat ook al verkeerd is jong nie, ek gee nie om nie. Sal jy net nou op jou voete staan en sê, ek aanvaar my genesing om grond van God se woord, staan op julle voete as julle dit glo. Amen, amen. Dis goed, wonderlik, nou, goed nou. Nou julle wat nie siek was nie en julle wil hom as Here aanvaar in julle hart glo, die platform vir Jesus, wil kies om die heerser van hierdie veldtog te wees, om die geneeser te wees in hierdie veldtog, om Here te wees in hierdie veldtog. Res van julle staan op julle voete wat dit sal doen, sê ek aanvaar hom as my Here, my geneeser, my alles, my verlosser, en alles in hierdie veldtog, wonderlik, almal op hulle voete, dit is goed. Ek glo ek hoor die geluid van oorvloedige reën, pastore, ek glo daar gaan iets hier gebeur. Hoeveel voel dit, glo dit, ek glo dit met my hele hart. Nou laat ons hom prys gee, ons wysie van ek het hom lief, ek het hom lief. Ken julle daardie lied goed, almal nou saam?
Laat ons dit nou neerie. Watter verlossing vir die siel en liggaam. Moenie 6:30 môre aand vergeet nie gebedskaart. Ek verwag groot dinge van die Here. Soos ons hoofde buig, gaan die diens oorgee aan ons veldtog, of julle bestuurder broer Roy Borders. Onthou, die gebedskaartjie sal uitgegee word môre aand om 6:30 hier by die auditorium en gebed vir die siekes sal môre aand begin. Goed, die Here seën julle tot ek julle weer sien, broer Borders.